Het jy al ooit gewonder wat is die skepper van die hemel en aarde se grootste hartbegeerte? Nie wat jy wil hê nie, nie wat jy dink jy het nodig nie, maar wat die skepper van hemel en aarde werklik begeer. Jy sien, ons leef in 'n wêreld waar alles om ons draai. Ons drome, ons pyn, ons gebede. Maar vandag vra ek jou, het jy al stil gestaan en gewonder, wat is dit wat die skepper van hemel en aarde se hart laat klop? Wat is dit wat Vader se hart laat klop? In Genesis 1:26 sê Vader, laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis. Met ander woorde, die skepper van hemel en aarde het die mens geskep om soos hom te wees. Adam het gelyk soos Abba Vader. Hy het gedink soos hy het gepraat soos Vader, gereageer soos hy. Onthou, daar was geen sonde toe nog nie. Alles was goed. Goed in Hebreëus is die woordjie tov wat beteken volgens skepingsdoel. Maar toe gebeur daar iets opvallends. Vir die eerste keer sê Vader, dit is nie goed nie. Nie omdat iets verkeerd was nie, maar omdat Adam alleen was. Adam was geskep na Vader se beeld en tog het hy iets nodig gehad. 'n Verhouding, 'n helper, 'n lewensmaat, 'n bruid. En sonder dat Adam dit hoef uit te gespreek het Abba Vader reeds sy hart geken. Hoekom? Omdat dit nog altyd Abba Vader se eie hartsbegeerte was. So wil jy weet wat Abba Vader se grootste hartsbegeerte is? Is jy. Jy is. Abba Vader sê vandag vir jou, ek het jou wonderbaarlik gevorm. Ek het jou mekaar geweef. Jy was nooit vir my verborgen nie. Ek is jou herder. Jy's nie alleen nie. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Jy is myne. En ek het nodig om vandag vir jou te vertel, jy was nog altyd Vader se grootste hartsbegeerte. En as hierdie waarheid jou hart raak, en jy jou hart vir hom wil gee, los 'n hartjie in die kommentaar en sê, Vader, ek weet, ek is nie alleen nie.